Ek klim vir 'n treinrit wat my glo my lewe gaan weerspieël. Klomp stasies op my pad. Sommige mooier as ander, maar elk uniek. En dan die moerkoffie, die lewe se vernis, rond, vol, geurig en vol smaak, ryk en lekker. Drink hom slukkie vir slukkie, geniet hom. Laat hy oor die tong rol, want by jou stasie is die rit verby. Die rit weet te flits van die geheue. Yes, my vriend, lekker hier in sonnige Suid-Afrika. Vandag natuurlijk donderdag. Nou, jy weet wat sê hulle altyd van donderdag. Ons wacht al donder weer, vandag. En dit spesifiek na Julius Malema gister weer terug was in die Oos-Londense hof, en daar word baie bespiegel oor, gaan hy tronk toe, jy weet, gaan hy basies net 'n tipe van 'n klappie op die gewrig kry, of wat gaan gebeur. Kom ons kyk gou 'n bietjie vinnig net na hierdie saak. Hierdie saak is al aanhange gemaak in 2018 deur AfriForum. Mandla Nyabasabana Nyabasabana Down with AfriForum, down. Okay, so AfriForum het gegaan en dit nadat Julius Malema tydens verjaardagvieringe van die EFF in die Oos-Kaap 'n vuurwapen afgevuur het. Tydens 'n event waar hulle sê daar was blykbaar 20.000 mense. En die staat op daai stadium het basies niks gedoen nie. En AfriForum het besluit, kyk hier, ons vat die gun op teen hierdie man, Julius Malema. Nou, dit is nie om dowe neute nie. Almal weet Julius Malema is baie omstrede en ook in baie gevalle baie toksiese karakter binne in die politieke arena, alhoewel hy nie deel is van die sogenaamde regering van samewerking, die GNU nie, is hy toch nog daar. Wat ek meen, hy was baie lank die derde grootste party, totdat die 2024 verkiesing bepaal het, dat hy nou nie meer die derde grootste politieke party bestuur nie. Wat ek meen, maar MK nou die oppositie is. Eindelijk, want die DA het moest nou uitgeskuif, hulle is deel van die GNU, so die DA kan nou eindelijk nie meer 'n oppositie wees nie. Maar kom ons kyk gou so 'n bietjie terug net, jy weet, na die verlede van die EFF. Die EFF het ontstaan gekom, Julius Malema het destyds, die ANC het hom basies uitgeskop. Daar sekere goeders gebeur het en sekere uitsprake van hom en so meer, dit destyds onder die leiding van Jacob Zuma. So, toe het hy die EFF begin, die Economic Freedom Fighters. En alles het gegaan destyds oor white economic capital, jy weet, white capital oorwegend. En hy het ook begin om uitsprake te maak oor, en songs gesing, kill the farmer, kill the boer, en daai tipe van ding. En in baie gesprekke met hom, het hy telkens verwys na die boere, kill the farmer, kill the boer, is nie eintlik gemik op fisies die boer, op die land, wat met sy trekkerry nie. En ek dink sy volgelinge verstaan hom ook nie altyd heeltemal duidelik nie, want hy praat ook partykeer baie uit twee kante van sy mond uit. Maar, dit gaan eintlik oor die kapitaliste in hierdie land, wat oorwegend nog steeds wit is, en wat oorwegend nog steeds in beheer is van die grootste gedeelte van die ekonomie in hierdie land. En ons het gesien aksies wat die EFF geloods het teen tot winkelgroepe soos Clicks destyds met die shampoo debakel oor hare en oor al daai tipe van goed is. So Julius kom 'n lang paadjie waarin hy baie onmin gesaai het ook. So ek wil myself verstout deur te sê, hierdie is eintlik 'n politieke heksejag teen Julius Malema, die CIC soos hulle sê, die Commander-in-Chief van die EFF, spesifiek nou dat sy party bietjie soos 'n ou oom se prostaat so klein bietjie
verklein het, bietjie gekrimp het, en so aan. AfriForum het hierdie saak basies op die rol gelaat plaas, en nog steeds, vandag, in 2026, wat ek meen, 8 jaar later, is ons nou op die punt waar Julius gaan nou gevonnis word. Hy is verlede jaar skuldig bevind aan al 5 aanklagtes, nou gaan hy skuldig bevind word. En nou is die vraag op almal se lippe, want daar is nou 'n klomp ouens wat lande saam vryf en sê, ja, hy gaan tronk toe. En ons weet nie wat ek meen. Ons sal vandag sien, hopelik vandag, miskien stel dit nog uit tot môre toe ook, wie sal weet. Maar hopelik vandag sal ons weet, gaan dit 'n klapie op die gewrig wees? Gaan dit tronkstraf wees? Wat gaan dit wees? Want jy sien, Julius Malema vorm vir baie jare 'n deel van die politieke bestel in hierdie land. En ek moet sê, ek moet bieg, as dit nie was vir die EFF tydens die payback the money, Zuma must go, daai tipe van goed, die sê ek vir jou, Jacob Zuma vandag nog president van hierdie land gewees. Maar die DA en al die ander partye kon dit nie sonder die EFF doen nie. Want die EFF het al die lekker banies in die, soos pausetyd ons by die skole altyd gesien het, pausetyd was daar altyd iemand wat beklei het. Hulle het al die lekker banies gehad, hulle is uitgegooi uit die parlement uit en so meer. Maar aan die einde van die dag het dit toch die regte effek gehad. En Julius Malema het onlangs, iets soos 2-3 weke terug, het hy 'n brief aan die konstitusionele hof gestuur en gevra, wat gaan aan met die Pala saak? En verlede week, iewers skielik bring iPad 'n verslag uit om te sê, ja, daar is definitief gronde hierso van korrupsie en ondergrondse bewegings binne die polisie met Wally Rode. En die konstitusionele hof antwoord op. Want jy moet ook onthou, Julius het vir die afgelope 2 jaar gesit op hierdie panele waar judges aangestel word en vir hulle ongemaklike vrae gevra. Tot vir judge Matlanga van die Matlanga kommissie het hy onder die kam geskeer, hy wat Julius is. So sê vir my, met alles dit, in die lig gesien van dit, dat dit nie, net moontlik, 'n politieke heksejag is, om vir Julius Malema uit die parlement uit te kry nie, want onthou, as hy vandag gevonnis word met tronkstraf, van langer as 12 maande, kan hy nie in die parlement meer dien nie. Sou dit dalk voordelig wees vir ander politieke partye met die opkomende verkiesing in November? Wie sal weet? Maar kyk, die een ding wat soos 'n paal bo water staan is, Julius gaan definitief appeleer. Alright? Want die Oos-Londense hof is 'n magistraatshof. Is 'n magistraat waar daar sit, die vrou. So hy gaan definitief kan appeleer na die appelhof toe, moontlik die Hooggeregshof. Moontlik kan hy appeleer na die konstitusionele hof toe. Wie sal weet? Maar die ding is, gaan hy die geleentheid gegee word om te appeleer? Want ons sien, hierdie magistraat het baie voetwerk gedoen om sekere goedes vas te maak, almost like casting it in concrete, wat sou hy appeleer teen sy vonnis, dat die ander howe hoor op gaan sê, nee, wat alles is gedoen is fine, moenie worry daaroor. Maar vir my persoonlik, en baie mense praat hier daaroor nie, ek kom 'n baie lang pad met vuurwapens, soos jy ook moontlik, en die vuurwapenwet, en die mees onlangse wet 60 van 2000. My punt is nog steeds, ek dink die groot flaw, die fout
in hierdie saak teen Julius Malema is die feit dat sy sekuriteitshoof destyds, ek neem aan hy's gefire nou, ene meneer Snyman van een of ander sekuriteitsmaatskappy, dat meneer Snyman is basies heeltemal vrygespreek van enige oortreding. En ek kan nie dit verstaan nie, want meneer Snyman, die wapen wat vir Julius in sy hand gestop is deur meneer Snyman aan hom verskaf, voorsien, gegee. Dis op die video waar hy die wapen vir hom gee, en so. So, hoe is dit moontlik dat meneer Snyman, wie se wapen dit is, wat onder die wapenwet val, 'n wapen, een van sy wapens wat gelisensieerd is, binne in sy maatskappy, sommer net vir enige iemand kan gee, daar is mos definitief, hy het 'n aanspreeklikheid, volgens die wet, om daai wapens veilig te hou, en nie vir mense te gee, wat nie binne die raamwerk van die wet, gelisensieerd is, geregistreer is, wat business competency byvoorbeeld het, of so iets nie. Maar niemand praat daaroor nie. Nee. En ek neem aan, Julius het homself al uitgespreek oor dit. Hoe is dit moontlik dat Snyman, wat ek glo nou nie meer in sy diens is nie, hoe is dit moontlik dat hy net kon afstap? Want ons sien nou, dat Snyman beoog blykbaar, om klagte te lê teen die staat, vir een of ander iets, wat hulle verkeerd gedoen het. Een of ander klagtes, ons weet nog nie presies wat dit behels nie. Maar daar is klaar bedrag genoem, iets soos 20 miljoen of iets, het seker maar te doen met, dat sy maatskappy het nou skade gelei onder dit. Maar meneer Snyman, onder die wet, was definitief, hy is te blameer, ook vir hierdie ding. En dis hoekom ek nie kan verstaan van die begin af, hoekom het Julius gelieg? Hey Juju, jy moes met my gepraat het. Hoekom het hy gelieg? Al wat hy moes gedoen het, is gesê, ja, ek het die wapen afgevuur, ek het gedag, dit is 'n toy gun. Nie gesê het, dit is 'n toy gun nie, om later aan verkeerd bewys te word nie. Ek het die wapen afgevuur, ek het gedag, hy gee vir my 'n replika, en ek dans so lekker, en ek is besig om gees te bou, en die mense op te sweep, en kill the farmer, kill the boer, en hier voel ek, hier gaan 'n skoot af. Dan was dit basies 'n accidental discharge, dit kan met enige iemand gebeur. Maar Snyman onthou nog steeds, het hierdie wapen vir hom gegee, in sy hand gestop, en Snyman het gefouteer deur dit. Hy het nie opgetree binne die raamwerk van die wet nie. Maar nou hoe dit ook al sê, dit is water onder deur die brug. Kom ons hou ons oë op hierdie saak en ons kyk wat vandag gebeur. But I can rest assure all of you, and I was telling some young journalists I was talking to inside there, that tomorrow when they go home, these journalists, I will be going home with them. They are not leaving me in this high court. Wat van gemeenskapsdiens? Julius maak bietjie gewere by SAP skoon, elke naweek met sy vrye tyd, of whatever. Of hy gaan praat positief met hierdie gangsters al in die Weskaap en sê vir hulle, nee man, stop hierdie moeilikheid. Moenie mekaar so skiet nie. When we grew up, persecution has always been part of our life, because capital want to use us to silence the dejected masses of our people. And we know what is at play, and we are not in any doubt that capital has got a central role in trying to silence the radical voice in South Africa. They can imprison me, but they will never imprison my ideas. They will never suppress the idea of economic freedom in our lifetime. So fighters, we have come to the conclusion of the case.
and the magistrate has asked that we give a chance and time, she will deliver judgment possibly tomorrow, 9 o'clock. So we are not going anywhere. We are going to wait here until she delivers her judgment. Wel is so pas na 1 hier op die Moerkoffie Express. En ja, wat klomp drama daar in die Oos-Londens Hof. Soos te wagte, ja, het die ding toe gebeur, uiteindelik, na amper 8 jaar, het ons nou 'n vonnisoplegging gehad. En dis wat die judge te sê gehad het. It cannot be said that you are not accountable due to the position you find yourself in. You are accountable to members or citizens of this country, to your followers, to the youth. And that accountability stems from your position. And that is where I'm going to end this. You may please stand up. Not the court only. Sorry. Maybe I should be clear. Okay. Sorry for that. All right. After careful consideration, and I can assure you I have done so, free of any interference, this judgment or sentence is the sentence of this court and this court alone. In respect of count 1, you are sentenced to a period of 5 years imprisonment. In respect of count 2, you are sentenced to a period of 2 years imprisonment. In respect of count 3, you are sentenced to 20,000 rand or to undergo 6 months imprisonment. In respect of count 4, you are sentenced to 20,000 rand or to undergo 6 months imprisonment. In respect of count 5, you are sentenced to pay a fine of 20,000 rand or to undergo 6 months imprisonment. In terms of Section 280, subsection 2 of Act 51 of 1977, the court orders that the sentence imposed in respect of counts 2, 3, 4, and 5 run concurrent with the sentence imposed in respect of count 1. You may be seated. Thank you. Nou, hierso voel ek my eintlik amper soos 'n hond wat 'n bus jaag. As hy die bus vang, dan gaan hy so 'n soort van, wat maak ek nou met die bus? Wat was dit werklik die moeite werd om hierdie bus te jaag? Ja, so laat jy dit. Die hof het die uitspraak gelewer. Dit lyk soos 5 jaar effektievelike tronkstraf vir Juju, die CIC. Hulle het natuurlik onmiddellik aangedui dat hulle gaan appeleer. En ja, nou die appelvoering plaasgevind het, het sy gevra van so, ek dink het was so net voor 12 tot 12:30 vir 'n tydjie vir haar om haar papierwerk reg te kry en so. En toe het sy teruggekom, en ek weet nie, partykeer, miskien is hierdie magistraat, sy is nie eintlik 'n judge nie, sy is 'n magistrate. Of sy iewers op skool drama gehad het of wat nie, maar sy het so 'n manier om goed so stelselmatig met sulke groot tussenposes, sulke oomblikke van stilte, dan gaan sy weer voort, jy weet, en so. Toe sy nou, want hulle het met die appel, wat hulle aangevoer het, die redes tot appel, het hulle gesê, die een ding, dit lyk half asof die hof hierdie appel, waarvoor hulle nou vra, so soort van, if they anticipated it. In this regard, the only comment the court will make is with regards to one aspect
as highlighted by Advocate Odes, and that is that the court had anticipated the appeal. On that, I would say it is the duty of every trial court who imposes an appealable or hands down an appealable judgment or sentence to at all times be aware you handed down an appealable sentence. So it should be the norm to anticipate an appeal, not the exception. The conviction, you signed the sentence to the High Court, as you please. Yeah. Okay. I think we can return before 1. Since I've heard what you've said, Advocate Odes, and thereafter Advocate Mqaitobi and Advocate Caesar. It's not a difficult issue as you've stated. The law is clear. I'm going to extract the relevant parts and return, can we say 12:30? So dis nie soort van enigstens jy weet 'n groot ding om die appel te antisipeer nie. Almal verwag mos maar wat ek meen. Jy weet, hierdie ou gaan appeal. So en daar was dan nog so 2 een of ander goedjies ook gewees wat sy aangespreek het. En sy moet aan die einde van die dag volgens wet, want dit is mos nou 'n laer hof, moet sy seker maak dat sy haar ducks in 'n rou het. Want as die veroordeelde wil appeleer, dan moet sy dit nie net soos 'n warm patat sommer net in die Hooggeregshof se skoot laat val nie. Sy moet substansie gee aan dit. Hoekom? Want ek meen, dit is wat sy gedoen het, dit is wat sy besluit het, dit is alles reg en so. En toe kom sy, soos ek sê, bietjie soort van dramaties. Die hof staan by die beslissing, staan by die vonnis, en al daai tipe goede, so derhalwe gaan hulle nie appel toestaan nie. I'm going to deal with conviction and sentence in one ruling. Therefore, a court will have to be careful in its judgment in a leave to appeal application not to influence the outcome of an appeal, and for this reason is curtailed in dealing with the merits to the limited extent necessary to explain its reasoning for granting or not granting leave to appeal. So for this reason, the court will refrain from any further comments as to ensure that there is no interference with any proceedings that may follow. With regards to the clear direction from case law, this court is to state clearly that whether it stands by its decision to convict the applicant for the reasons already mentioned during the judgment, and to state so clearly, in this regard, Mr. Malema, the following ruling is made with regards to the application. With regards to the decision with regards to conviction, this court abides by its decision as stated on record. This court has not had a change of heart and clearly stands firm on its decision to convict. Therefore, leave to appeal in respect of conviction is not granted. I've not finished, please. En hier laat vol sy die ding weer, wat ek meen. Sorry, ek is nog nie klaar nie. Ek is nog bezig. Wacht net 'n bietjie geduldig wees. En toe gaan sy en sy sê, nee, maar op grond van die een rede tot appel, staan hulle wel die appel toe. However, with regards to sentence, after listening carefully to the address placed on record, in respect of sentence, there is always a possibility that another court may come to a different conclusion regarding sentence. Therefore, this court does not have any intention to stand in the way of such a possibility. Safe to say, no, I'm not going to add that. The court will not stand in the way
and therefore leave to appeal sentence in this matter is granted. Thank you. Toeslaak die Juju fans, so ek het dit gehoor het in die hof, is asof daar so 'n klomp lig eensklaps in die hof het ingeasem word. So ja, daar het jy dit. Juju gaan appeleer en hierdie saak gaan waarskynlik seker maar na die Gramstad, of sal dit nou Bisho wees? Bisho is mos deesdae die soort van die wetgewende instansie sit mos daar, maar het sal seker maar Gramstad wees of Bisho. Gaan dit so toe gaan en dan gaan hulle weer daarna kyk en besluit, was die judge reg? En dan kan ons miskien weer dieselfde sien, as die Hooggeregshof sou besluit, hulle staan by die hof in Oos-London, by hierdie judge, so of die magistraat se bevinding en haar vonnisoplegging en die vonnis wat sy gegee het, dan kan hulle waarskynlik weer appeleer. Seker maar na die, ek weet nie, die appelhof in Bloemfontein is mos 'n hoërhof. En daarna was dit seker maar die konstitusionele hof. So dis hoekom ek voel soos 'n hond wat 'n bus gejaag het. Ek is uit asem en ek wonder, was dit alles die moeite werd? Maar nou ja, met die magte in hierdie land is daar altyd, hoe sê hulle, dood sal 'n rede hê. So, miskien is dit die dood van Julius Malema, alhoewel ek glo nie so nie. Ek dink Juju gaan van krag tot krag gaan na hierdie ene. Hoe sê hulle altyd, viva the struggle. So ja, so ons wag nou maar net om te sien wat hy na die tyd gaan sê. Hy is blykbaar nog nie uit die hof uit nie. Hy is nog besig om daar te vergader. En dan is hulle natuurlik al die troepe daar buite, soos hy altyd sê, die ground forces, en daai mense sal hy toespreek. En dan, soos hy beloof het, gaan hy saam met die joernaliste huis toe vanaand. Sien jou Saterdag op die Moerkoffie Express. Groetnis. The law, whether you hate someone or not, you have to answer the question, what does the law say on this matter? She will not answer that question because she can't read heads of arguments, 21 pages. And those 21 pages are quoting the judgments which were written before about matters that are similar to this one. How can she read all of those judgments if she can't read 21 pages? So it's clear that even the law that we are referring to, she can't refer to it because her and reading are not friends. They are not the same WhatsApp group. So you are dealing with an invisible hand that is controlling the proceedings in that particular court. So we must make sure that she gets reported to the Magistracy Council Commission, because the prosecutor knew about the judgment before she could read the judgment. A day before, she told accused number 2, you must go and fetch your gun tomorrow. That's the first misconduct the prosecutor committed. Die Moerkoffie Express, Saterdag van 8 tot 10. Een ontbytprogram met 'n verskil. Aktueel, nostalgies met 'n ditseltjie moer. Alwyn met die omgekeerde W, Mouton. Net hier op Radio Suid-Afrika. Radio South Africa. Your voice.
24/7.